Goeienaand almal. Baie welkom by ons Wit Donderdag, ons heilige donderdag, die aand van die laaste Paasmaal voor Paasfees, voor die kruisiging, voor Stil Saterdag en voor Paassondag. Mag dit vir een en elkeen regtig 'n besonderse diens vanaand wees. Ons betree vanaand 'n heilige ruimte, 'n stil aand. Hierdie donderdag is 'n dag van diep teenstrydigheid. Ons vier die warmte van gemeenskap om 'n tafel, terwyl die skaduwee van die kruis reeds oor ons val. Ons is hier omdat die Here ons vanaand genooi het om saam met hom te kom waak in hierdie kort rukkie wat voor lê. Here Jesus, vanaand begin die nag van die kort rukkie. Ons harte is dikwels verhard, net soos die disippels sin verhard was. Net soos hulle te mekaar was, sit ons vandag hier met 'n klomp te mekaar dinge in ons hart. Klomp dinge waaroor ons stres, dinge waaroor ons opgewonde is, bekommernisse. Here, maar kom blaas vanaand die asem in ons liggame. Laat ons vanaand nie net woorde hoor nie, maar die vreeslose liefde ervaar. Here, laat ons vanaand die vreeslose liefde ervaar. 'n Liefde wat bereid was om die donker van die kruis te betree. 'n Liefde wat deur ons harte sny. Amen. Wie sal glo wat ons gehoor het? Aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Hy het immer soos 'n loot voor hom uitgesprei, soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Geen voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag, deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met siekte, iemand vir wie mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Tog het hy ons siektes gedra en ons smarte. Dit het hy op hom gelaat. Genade en vrede van God die Vader, genade en vrede van Jesus Christus, wat die kruis op sy skouers neem. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons troos en ons lei. Amen. Ek wil asseblief die kerkraad vra om vir ons die tafel te kom voorberei. Vers 1. Voor die Paasfees het Jesus reeds geweet
dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld na sy Vader te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad en hy het hulle tot op die uiterste toe liefgehad. Liefde tot op die uiterste. Dit begin nie by die spykers nie. Dit begin by brood. Jesus weet wat kom. Jesus weet dat hy verraai gaan word. Jesus weet van die pyn wat vir hom voorlê. Hy weet van die graf. Maar op die stadium fokus hy op sy mense. Hy begin nie die nag met oordeel nie, maar met 'n uitnodiging. Vanaand is dit die Here wat ons tot die uiterste liefhet. Vanaand is dit die Here wat vir ons na hierdie nagmaalstafel toe nooi. Vanaand kom hy na ons toe en hy sê, ek wil vanaand die Paasfees, die brood vir jou breek, die wyn vir jou aangee, 'n teken van my liggaam en my bloed. Sien hoe Jesus daar loop in Jerusalem, met 'n kruis op sy rug en
Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die brood? Met die wyn? Baie dankie. In Lukas 22 lees ons, toe dit tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het vurig daarna verlang om hierdie Paasfees saam met julle te eet, voordat ek ly. Hoor vanaand die woord vurig. Jesus brand. Hy het 'n begeerte om vanaand saam met jou te wees. Ten spyte van die donkerte wat voor lê. Sy grootste behoefte nie om te vlug van die pyn wat voor lê nie, maar om gemeenskap met ons te hê. Sy verlange, sy liefde is sterker as die vrees. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Sê ons Vader, ons is hier vanaand en ons verstaan nie alles nie. Dit is 'n tafel van die kort rukkie. Dit is die kos vir die pad deur die donker nag. Here, hier verander ons hartseer na blydskap. Here, kom van die verlange van vurig in die brand. Ons is hier vanaand. So saam met U en U is saam met ons. Here, seën ons vanaand by die gebruik van hierdie gawes. Met die viering en die herinnering van hierdie nagmaal. Ons dankie dat U U liggaam laat breek het. Dat U bloed laat vloei het. Sodat ons nie aan daai kruis hoef te hang nie. Amen. Terwyl hy eet, het hy die brood geneem en nadat hy die seën gebed uitgespreek het hy dit gebreek en hy het vir hulle gesê, neem dit, want dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank en dit vir hulle gegee. Almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat uitgegiet word. Is daar nog iemand wat van die beker gebruik wil maak? Amen, sê ek vir julle. Ek sal beslis
nie meer van die vrug van die druiwestok drink tot daardie dag wanneer ek dit niet in die koninkryk van God sal drink nie. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, waar ons nou 'n gedeelte uit die woord gaan lees. Gedeelte wat die disippels nie verstaan het wat hy vir hulle probeer sê het nie. Deur 'n gedeelte wat ons vandag 2000 jaar later nog steeds sukkel om te begryp. Here, help ons om te verstaan, nie met ons verstand nie, maar met ons harte. Waarlik in siel en gees sal hoor die kort rukkie, die sien en die nuwe lewe waarvan U praat. Amen. Ek gaan vir ons 'n kort gedeelte lees uit Johannes 16 vers 16 tot by 24. En dis 'n besonderse gedeelte. Dis 'n gedeelte wat Jesus vir die disippels waarsku, wat hy vir hulle sê, maar ek gaan nog net 'n kort rukkie by julle wees. Julle droefheid sal in blydskap verander. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dit dat hy vir ons sê, nog net 'n klein rukkie? Dan sien julle my nie. En weer 'n klein rukkie, dan sal julle vir my weer sien. En ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel het nie, het die disippels vir mekaar gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra, en hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daaroor, dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar, wanneer haar tyd gekom het, en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy, dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vrae aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome sal wees. Net tot sover. As ons vanaand ons oë toemaak, kan ons amper die atmosfeer in daardie boventrek ruik. Die reuk van lamsvleis, die ongesuurde brood, die vars water waarmee Jesus sy disippels se voete gewas het. Maar dan, saam met al hierdie reuke, hang daar iets anders in die lug. Die swaar reuk van 'n naderende angs. Hulle weet, iets is fout. En dan sê Jesus dit. Hy laat val die skimbord in vers 16. Nog net 'n klein rukkie en julle sien my nie meer nie. Maar 'n kort rukkie daarna, dan sal julle my weer sien. Hoor hoe ego daardie woorde in die verse wat volg. Maar liefste, wat 7 keer herhaal word. 'n Frase wat soos 'n bange refrein oor en oor
herhaal word, wat is hierdie kort rukkie waarvan hy praat? Ons weet nie wat hy sê nie. Die disippels vasgevang in verwarring in hierdie tussentydperk. Wat beteken dit dat hy gaan weggaan en gaan terugkom, ons hom gaan sien, ons hom nie gaan sien nie? Waar is ons dan nou? Wat lê voor? En die disippels bevind hulle self in die middel, in afwagting, in 'n stukkie op 'n plek waar hulle nie heeltemal verstaan nie, maar hulle weet tog iets. Wat hulle weet, Jesus gaan hulle verlaat, maar wat hulle nog nie verstaan wat dit beteken nie. En kom ons wees maar eerlik met mekaar vanaand. Ons ken daardie verwarring al te goed. Ons ken daardie oomblikke wanneer dinge wat vir ons bekend is, dinge wat vir ons veilig was, in een oogwink skielik weg is. Daai oomblikke wat ons in die moeilikheid is, vir die toekoms nog donker lyk. Maar dan kom Jesus en hy skuif hulle fokus nie na wat hulle gaan verloor nie, maar na hoe hulle moet kyk. In Grieks is daar 2 verskillende woorde wat vir die sien in hierdie gedeelte gebruik word. En as mens kyk na hierdie 2 woorde, dan raak dit ook werklik makliker en duideliker wat Jesus hier vir hulle probeer sê het. Wanneer Jesus sê, julle sal my nie sien nie, gebruik hy die woord wat beteken om fisies met jou oë te kyk. So hulle gaan fisies nie vir Jesus mee sien nie. Maar wanneer hy vir hulle sê, julle sal my weer sien, gebruik hy 'n ander woord vir sien, wat beteken om met die oë van jou siel te kyk. Dieselfde woord wat baie keer gebruik word as jou oë oopgaan wanneer jy dit snap of verstaan. Jesus sê eintlik vir hulle, julle gaan my fisiese teenwoordigheid verloor. Ek gaan julle verlaat. Julle gaan my nie meer fisies sien nie, maar julle gaan my op 'n dieper manier terugkry. Julle gaan my binne, in julle harte, in julle siele, daar gaan julle my sien. Die Katolieke skrywer en baie bekende teoloog Henry Nouwen het gepraat oor 'n spiritualiteit van wag. Hy sê die moeilikste plek vir mense om te wees is hierdie tussenin. Die oomblik wanneer die ou dinge verby is, maar wanneer die nuwe dinge nog nie gebore is nie. Die kort rukkie wat ons gehoor het oor en oor vanaand. Daai tyd en daai plek waar dit vir jou baie keer voel, maar God is afwesig. Maar vanaand kom Johannes by ons en hy wil vir ons sê, die donkerte van 'n kort rukkie is nie die teken dat God jou verlaat het nie. Dit was nie 'n teken dat God ons enigsins voor die kruis, voor sy lydenstyd verlaat het nie. Dit is die rustigheid in die baarmoeder, waar hy besig is om ons oë reg te kry vir 'n nuwe manier van sien. Hoe hanteer ons daardie wagtyd? Jesus los ons en hy het sy disippels nie gelos met 'n filosofie of met mooi woorde of 'n kragtige, opkikkerende boodskap of toespraak nie.
Hy gee vir hulle 'n duidelike prentjie. Jesus kyk na die angs in hulle oë en hy gebruik die mees basiese, mees organiese beeld wat enige mens kan verstaan. 'n Vrou wat geboorte gee. 'n Vrou wat in kraam pyn het. 'n Vrou in kraam het pyn, sê hy. Want haar uur het gekom. Maar wanneer daai kind gebore is, onthou sy nie meer die swaar kry nie. Maar sy hoor die nuwe mens wat gebore is. In die Ou Testament was hierdie 'n beeld van geboortepyne altyd gekoppel aan die koms van die Messias. Die geboorte van 'n nuwe wêreld. Die teoloog N.T. Wright herinner ons daaraan dat die vroeë kerk die kruisiging nie gesien het as die tragiese einde van die pad nie. Of die einde of die groet van 'n goeie man nie. Hulle het dit gesien as 'n skepping wat weer nuut gebore word. Die pyn van Goeie Vrydag is nie die pyn van 'n terminale siekte wat op die dood uitloop nie. Dit is soos die pyn van 'n vrou wat geboorte gee, wat nuwe lewe in hierdie wêreld bring. Sien ons vanaand die massiewe verskil as ons na die kruis kyk. As ons na die pyn in ons eie lewe kyk. Sien ons die pyn as 'n terminale siekte, sonder hoop, sonder 'n toekoms, waar ons alleen en eensaam is. Of sien ons geboortepyne, pyne wat beteken iets nuuts kom. Iets groots is aan die gebeur. Jesus maak dan 'n belofte wat vandag nog die fondamente van ons lewens skud. Hy sê vir hulle, julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle af weg nie. Die blydskap om te weet dat die ergste ding wat met jou kan gebeur, nooit die laaste ding is wat met jou sal gebeur nie. En dit is waarmee ons vanaand gekonfronteer word. Dit is wat daardie dag gebeur het op die kruis. Die ergste ding, die dood, is nie die laaste ding wat gebeur nie. Wanneer ons vanaand hierdie diens klaar maak, gaan ons die nag van 'n kort rukkie binne. Gaan die kerse wat hierso is, doodblaas. Ons gaan hierdie gebou in stilte en in 'n metaforiese donkerte verlaat. Maar ons moenie dat hierdie stilte ons bang maak nie. Ons moenie laat die pyn van die kruis ons benoud maak nie. Ons moenie laat die pyn in ons eie lewens ons bekommerd maak nie. Want die kruis is 'n pyn wat nuwe lewe bring. Dis die pyn van 'n nuwe asem. In die donkerte van die kort rukkie is God besig om die hartseer te verander in blydskap
in vrede. 'n blydskap en 'n vrede wat nie van hierdie wêreld af is nie. 'n blydskap en 'n vrede waar hierdie wêreld nie die laaste sê het nie. 'n vrede en 'n blydskap wat die dood nie van Jesus af kon wegneem nie. 'n vrede en 'n blydskap wat die dood nie van ons af kan wegneem nie. Gaan stap vanaand die nag in. Nie as slagoffers van die donker nie, maar as draers van die gelig. Want op hierdie wit donderdag het die geboortepyne van nuwe lewe alreeds begin. Amen. Hemelse Vader, ons kan nie verstaan hoe U daai donderdag aand gevoel het na die Paasmaal nie. Ons kan nie begryp of ons self begin indink in die angs en die vrees wat U gehad het nie. En maar wanneer ons vanaand vir 'n oomblik stil raak, wanneer ons vanaand hier uitstap, en mag hierdie stilte, mag hierdie vrees en hierdie angs ons nie een oomblik bang maak nie. Here, mag ons dit beleef, nie as die pyn van 'n terminale siekte nie, maar die pyn wat nuwe lewe bring. Amen. Ook julle het nou wel droefheid, maar ek gaan julle weer sien. En julle harte sal bly word. En niemand neem julle blydskap van julle af weg nie. Die uur het gekom. Die kort rukkie van droefheid begin. Die lig word dof en die nag is hier. Maar onthou vanaand sy belofte. Ek, Jesus Christus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sal een en elkeen weer sien. Amen.